Môre, dis Dinsdag die 30ste Junie en ek bid dat jy vandag, al is dit net 'n klein stukkie, God se hand in jou lewe sal raak sien. Nou die vorige keer het ons gesien hoe Jakob staan met Josef se bebloede kleed. Maar dit was nie Josef se bloed nie, dit was bokbloed. En Jakob se seuns het net daar gestaan en gewag dat hy die ergste moet glo. Nou vandag lees ons verder in Genesis 37 vanaf vers 34 tot 36. En die titel van vandag se oordeenking is Die rou wat net God ken. Nou Jakob weet nie Josef leef nie. En al wat hy sien is 'n bebloede kleed. En vir hom beteken dit net een ding: my seun is dood. In vers 34 staan daar geskrywe: Toe skeer Jakob sy klere en trek 'n roukleed om sy heupe. En hy het oor sy seun gerou baie dae lank. In daardie tyd was dit meer as net 'n gebaar om jou klere te skeer. Wanneer iemand sy klere geskeer het, het dit vir almal gesê: my hart is stikkend. En die roukleed, gemaak van growwe dierehare, was iets wat jou elke oomblik aan jou pyn herinner het. Dis asof jou binneste seer aan die buitekant sigbaar geword het. En dan lees ons iets wat my diep raak in vers 35. Sy kinders het hom probeer troos, maar Jakob wou nie getroos word nie. Hy sê: nee, treurend sal ek na my seun in die doderyk afdaal. En terwyl Jakob huil, terwyl hy dink alles is verby, gaan die verhaal aan. Want in vers 34 staan daar: Josef is reeds in Potifar se huis. Miskien verstaan jy vandag daardie soort pyn, daardie soort rou waarvoor daar nie woorde is nie. Mense bedoel goed, hulle probeer jou troos, maar niks wat hulle sê sal ooit die seer wegvat nie. 'n droom lê aan skerwe. 'n verhouding het gebreek. Iemand wat jy liefhet is nie meer daar nie. En dit voel of jou hele wêreld saam met dit uitmekaar geval het. Maar luister mooi. Jakob se pyn was werklik, sy trane was eg, maar sy gevolgtrekking was totaal en al verkeerd. Hy rou oor 'n seun wat nog lewe. Hy kon dit nie sien nie, maar God was reeds besig om Josef presies te bring waar hy hom wou hê. En hier is iets besonders. Die Hebreëse woord wat met doderyk vertaal word, is Sheol. Dis die plek wat mense destyds as die wêreld van die dooies verstaan het. Die plek van stilte, die plek van skeiding, die grens wat geen mens self kan oorsteek nie. En dis hoekom Jakob sê: ek sal treurend daarheen afgaan. Hy dink dis die einde. Maar eeue later sê Dawid in Psalm 16: U sal my nie aan die doderyk oorgee nie. En in Handelinge 2 wys Petrus dat hierdie woorde vooruit gewys het na Jesus. Die grens waarvoor Jakob so bang was, het Jesus deurbreek. Hy het die dood oorwin. Hy het uit die graf uit opgestaan. En miskien vra jy vandag, as God regtig besig is, waar is hy dan in my pyn? En dis 'n goeie en eerlike vraag om te hê. Maar kyk weer na vers 36. Terwyl Jakob huil, is God reeds besig. Josef beland nie toevallig in Potifar se huis nie. God plaas hom daar, by die bevelvoerder van Farao se leiwag, presies waar die volgende hoofstuk moet begin. En onthou God se belofte aan Abraham. Sy nageslag sou vreemdelinge wees in 'n vreemde land. En vers 36 is die eerste tree van daardie belofte, wat soos 'n tragedie gelyk het, word deel van God se ewige plan. Die vyand mag dalk fluister: God het jou vergeet. Maar God sê: ek is reeds besig met jou volgende hoofstuk. En hier is die mooiste deel van die verhaal. Josef was nie die laaste een wat deur sy eie mense verwerp is nie. Jesus is ook verraai, verkoop vir 30 silwerstukke, aan 'n kruis vasgespijker, in 'n graf neergelê. Vir sy volgelinge het dit gevoel asof alles verby was. Maar die graf was nie die einde nie. Dit was die begin van die grootste oorwinning in die geskiedenis. Daarom sê Jesus in Openbaring: ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid.
en ek het die sleutels van die dood en van die doderyk. Die plek waarvoor Jakob bang was, is die plek waaroor Jesus koning geword het. Kom ons bid saam. Here onsse God, daar is mense wat vandag luister met 'n seer wat niemand anders heeltemal verstaan nie. Here, maar U verstaan. U het Jakob se trane gesien. U het Rachel se gehuil gehoor. En U sien ook ons vandag. Vader, wanneer ons voel asof ons vasgevang is in vers 34 en 35, help ons om te vertrou dat U reeds met vers 36 besig is met ons. Dankie dat Jesus die dood oorwin het. Dankie dat Hy die sleutels van die dood en die doderyk in sy hande hou. Ons vertrou ons lewens vandag aan U toe. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Moenie moed verloor as jy nog in jou vers 34 is nie. God is dalk reeds besig met jou vers 36, al kan jy dit nog nie sien nie. Ek hoop jy het 'n geseënde Dinsdag.